Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Lekker dat jy saam is. Hierdie oordenkings gee my krag en energie vir die dag. Ek geniet dit. Skrifte, dit boost my en ek hoop dit doen dieselfde vir jou. Vanoggend se skrif is uit Psalm Psalm 8 vanaf vers 4 tot 7. Dit is 'n lang gedeeltetjie, maar hy is die moeite werd. Hy sê, wanneer ek na die hemelruim kyk, die werk van u vingers, die maan en al die sterre wat u gevestig het, dan dink hy, wat is 'n mens dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u aan hom aandag skenk. U het hom net minder as die hemelwesens gemaak. U het hom met eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles onder sy voete gestel. Wat is die mens dat u aan hom dink? Ek het 'n baie goeie pel aan in Suid-Afrika. Hy kyk amper elke oggend, meeste oggende saam met ons hierdie oordenkings. En toe ek nog my plaas gehad het, dan ek en hy laat in die nag, dan skiet ons jakkalse. Verskoning om uit die huis uit te kom. Maar dan gaan lê ons op die bakkie en ons kyk vir die sterre. En ek sal nooit vergeet, hy sê elke keer vir my, hy sê ja, dit is groot, dit is massive. En dan vra hy, en ons klomp niks nitte hier op aarde, ons dink ons is so belangrik. Kyk hoe groot is die hemelruim, die sterre, die maan, die duisende miljoene dinge. En dan dink ons alles moet om ons draai. Ek sal nooit vergeet nie. Dan sê ek altyd vir hom Psalm 8. Jy is nou naby aan Dawid. Dawid het so op sy rug gelê, na die hemelruim gekyk en gevra, Here, hoekom steur jy aan ons? Hoekom stuur jy seun aarde toe om vir ons te kom sterf? Hoekom bring jy vir ons vergifnis, redding? Hoekom voorsien jy ons? Hoekom sit jy alles onder ons voete? Hoekom kan ons die wêreld bestuur, die aarde, diere, plante? Hoekom het jy ons die kroon van die skepping gemaak? Mens, ek wil hê jy moet vanaand gaan kyk vir die sterre en net weer besef, God het dit in jou hande geplaas om 'n sukses van jou lewe te maak. God het dit in jou hande geplaas om te heers, om eer aan sy naam te bring, om 'n mooi lewe te leef. God het dit in jou hande geplaas om nie 'n engel te wees, nie 'n boom te wees, nie 'n hond of 'n dier of iets te wees. Hy het jou gemaak wie jy is met hierdie doel. Dat jy sy beeld en sy gelykenis, jy's die kroon van sy skepping. En hy net soos 'n pa trots is op sy seuns, hoe ek trots is op my seuns en wat hulle aanvang en hoe hulle stout soos kan kom, maar ek's trots op hulle, is manne, hulle is 6 voet, hulle is groter as ek, hulle fris, hulle het 6 packs en dan dink ek, dis my 2 seuns daar. So is God oor jou, jy's die kroon van die skepping, jy's hulle eer. En God love jou vir dit. Mens, so, kom ons leef voluit. Ons gaan kyk na die sterre en ons sê vir hom dankie dat hy ons gemaak het wie ons is, om eer te bring aan hom, om die kroon te wees van sy skepping. Ons is dit nie werd nie, maar hy het dit gedoen. So kom ons gaan neem in daai posisie van ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons kyk na die sterre en soveel van ons gaan jag hier lekker in die wintermaande en ons spandeer tyd onder die sterre en is so, dit is so wonderlik, maar Here, dan dink ons, wat was ons dat U soveel liefde aan ons bewys, dat Jesus vir ons kom sterf, dat U vir ons 'n doel gee, purpose gee, dat U ons roep, Here. En dan kom maak U ons die eer en die kroon van die skepping en wat ons doen, it matters, en het maak 'n verskil in ander mense se lewens. Dankie daarvoor, Here. Mag ek bid dat elke persoon nou sy identiteit sal aanneem, ontdek en aanneem. God het 'n doel vir my. God wil met my brag. God wil my lewe gebruik om eer te bring aan hom. So Here, ons leef vir U, for you. Dis waarvoor ons leef, for him. Dis waaroor dit gaan. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.